van ons harte klop. En dan maak ons dit oop en dan kom jy in. En dan het jy saam met ons 'n feesmaal. So Here, vanoggend wil ons net daai deurtjies van ons harte wyd oopmaak. En jy innooi en jy net nou ontmoet. Here, ons dek vir U 'n tafel in ons harte vanoggend met die beste van ons aanbidding. Ons gee vir U ons liefde. Here, U is ons geliefde. En ons gee vir U al die respek en al die aanbidding, al die smagting en verlange na U. Ons harte en ons wesens gee ons net weer vanoggend vir U. En Here, U het vir Maria gesê die beste wat sy gekies het, is om daai liefde van haar, daai olie, oor U uit te giet. So ek wil sommer vra, daar waar jy nou staan, dat jy sommer net in jou eie woorde, sommer net vir Jesus binne in jou hart ontmoet en lief hê. Die beste van jou olie, net nou vir hom gee. Here, dankie dat ons U kan ken, dat U ons geliefde is, dat U Vader, Seun en Gees, Heilige Gees, binne in ons woon. En vanoggend wil ons U net aanraak in ons harte, met ons liefde en aanbidding. En U is so welkom hier, in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie, julle span. So goeiemôre, en my naam is Annemarie, en die tema vandag is Avodah. Maar ek wil eers begin met 'n belydenis en dan 'n getuienis. So die belydenis is, ek preek nie eintlik oor iets soos werk nie. Die temas waar ek preek is gewoonlik iets soos gebed of intimiteit met God. Die Here is my herder, nou nabyheid van die Here. Maar hierdie tema het na my toe gekom, en ek weet elke keer, as ek so 'n tema kry, is dit die Here se afspraak met my, om dit wat hy my geleer het, hieroor, en dit wat hy my steeds leer, net weer te kan deurwerk, en dit te kan deel. En dan my getuienis. Ek het in die Kalahari groot geword, en ek het in 'n wonderlike gesin groot geword, baie geborge, met 'n wonderlike ma en pa, wat vir my baie, baie lief was, baie geborgenheid en liefde ervaar. Maar ons was arm. En ek het dit eintlik glad nie besef nie. Ek het so baie liefde en so baie geborgenheid van hulle ontvang, dat ek het eintlik nie geklik het nie. So van kleins af het ek gewerk. Werk was vir my baie lekker. Ek het as 'n klein dogtertjie in kafees gewerk, toe het ek in die hoërskool gewerk, toe ek universiteit toe gaan, toe werk ek elke vakansie. My vriendinne gaan see toe en op toere en ek werk oral. Ek het in Posmasburg groot geword. Ek werk oral waar daar werk is. Ek werk byvoorbeeld by 'n garage, en dan werk ek by, ekskuus nou vir die Engelse, foundry, 'n gietery, Posmasburg het so iets gehad, en dan werk ek in 'n slaghuis. Die slagtersnaam was Piet Bees, en ek het vir my vriendinne gesê, ek is Anna Skaap, so ek weet alles van vleis. So het ek oral gewerk, en dit was my baie lekker. Ek kon nie wag om op te staan nie, en werk toe te gaan nie. Ek hou van mense, en ek hou net van werk. En ek het ook geleer, as ek werk, kan ek sorg. Ek kan goed wees vir my male, en vir my gesin en familie, en vir mense, want ek ontvang om te kan leef. En is eintlik eers later in my lewe, wat die Here my van Avodah geleer het. En Avodah beteken dat jou werk vir die Here aanbidding is. En so het ek 'n gebedsbediening by die Here persent gekry, toe my kindertjies klein was, toe hulle skool toe is. So ek het 17 jaar skoolgebed gedoen, en daar het ek geleer, dat dit die Here se is. Dat alles wat jy doen, eintlik die Here se is. So vandag wil ek 'n stukkie met julle deel van my reis, net rondom Avodah. Ek wil heel aan die begin net 'n treukie teruggee,
na die woord apostolies toe, want ons is 'n apostoliese kerk. So die woord apostolies kom van die Griekse woord apostolos. En apostolos is eintlik 'n pragtige woord. Dit beteken ons is boodskappers, ons is gestuurdes met 'n opdrag. Ons word Jesus se ambassadeurs. 'n Mooi Afrikaanse woord vir my is gesant. Dit is net vir so 'n mooi woord. Die Here sê, julle is my gesante en ek stuur julle. So ons is eintlik geroep eintlik om Jesus se koninkryk in die wêreld te versprei. En eintlik is 'n apostel se fokus 'n koninkryk fokus, eerder as net 'n kerk fokus. So hierdie is wat ons doen beslis, dis eerste. Dis ons fundament en ons basis. Maar dan sê die Here, ek wil hê dit wat jy hier ontvang, moet jy buite die 4 mure van die gemeente uitdra in die wêreld in. En eintlik trek ons dan God se koninkryk, dit wat in die hemel is, trek ons dan eintlik oor op die aarde. So waarheen stuur die Here ons? In die wêreld in. En wat doen ons almal? Ons werk. So of jy 'n onderwyseres is, of 'n tuiskoolmamma, en of jy op skool is, en of jy verf, en of jy gras sny, en of jy worship lei in die kerk, jy werk. En die Here wil hê, ons moet daai leefomgewings wat hy vir ons gegee het, moet ons infiltreer met sy koninkryk. So lank terug, heel aan die begin, het die Here vir ons 'n woord gegee in Genesis vir werk. En het jy geweet dat daai woord beteken ook aanbidding? So werk daar, daai heel eerste keertjie in Genesis, het hy vir ons gesê werk, maar eintlik het hy gesê, aanbid my deur dit wat jy doen. So ek wil sommer vra dat julle saam met my lees in Genesis 1, vers 26, ek het dit sommer op die skyfies ook gesit, van hoe die Here alles begin het. Hy het gesê, kom ons maak die mens as verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die visse in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat kan kruip. So hy het ons gemaak om te heers oor sy skepping, wat op sigself 'n preek op sy eie is, dat die Here net gedink het ons kan. En dan in vers 28, toe seën hy ons, hy het hulle geseën, en hy het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit. Daai onderwerp is regeer. Maar weet julle, daai woordjie vul is 'n woordjie wat ons bietjie mis altyd. Ons dink vul het te doen met die vermeerder, maar vul in Hebreëus beteken eintlik om die hele wêreld te deurdrink en te deurweek met sy heerlikheid. So hy het gesê, ek sit julle hier, ek wil hê julle moet heers, en hy het gesê, word meer en dan hoe meer julle word, want ek sê hoe meerder en meerder julle word, hoe meer kan julle die hele wêreld vul met my teenwoordigheid. So die Here het vir ons almal 'n tuin gegee, die mooiste tuin, 'n spasie, en te kom in te leef en in te werk. Toe vat ons hierdie spasie en ons maak van dit dorpe en stede, leefomgewings. En nou sê hy, maar ek wil hê, laat my koninkryk kom in hierdie omgewings. Deurdrink dit, deurweek dit, en ek seën jou om dit te doen. Dan so 'n bietjie verder in Genesis 2 vers 15, kom ons nou by die woord spesifiek uit. Die Here het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk, en daai woordjie abad, dis die basiswoord vir avodah. Avodah is my so mooi woord, dit sê net so lekker, maar dis die stamwoord, en om op te pas, shamar. So hy sê vir ons 2 goed. Hy sê vir ons, hy wil hê ons moet werk, en daai avodah beteken in terselfdertyd dien, en terselfdertyd aanbid. Dis een konsep, dis een woord, dis een betekenis. En dan wil hy hê ons moet versorg en oppas en beskerm. So weet julle, die Here het ons aangestel van die begin af as medewerkers. Hy kon vir ons in die tuin gesit het, of op aarde en manna laat reën het heeltyd, en het ons kos gehad, maar hy het nie. Hy het besluit, ek wil saam met julle werk. Hy het ons as vennote eintlik aangestel. So as jy in die oggende wakker word, elke oggend, weet net, jy's in vennootskap met die magtige koning, met die heerser van die heelal. En of jy daai oggend skottelgoed was, en of jy 'n chirurg is, en of jy 'n maatskappy bestuur of 'n prokureur, en of jy op skool is, jy doen harde werk en jy leer as 'n student, alles van dit
Alles aan die einde van die dag is avodah. En jy doen dit in vennootskap met God. In die Hebreëse wêreldbeskouing is hierdie woord eintlik 'n wonderlike breër woord. Ons verstaan dit nie altyd so nie, want ons het nie daardie denkrigting waaruit hierdie woord eintlik ontstaan het nie. Maar eintlik is daar geen onderskeid in die Hebreëse wêreldbeskouing tussen die daaglikse werk wat jy doen en die geestelike aspekte nie. So toe Moses vir Farao gevra het, hy het gesê, laat die volk trek, dat hulle vir die Here in die woestyn kan aanbid. Daai dien was avodah. En dan sê die Here, die priesters het gewerk in die tempel, soos wat baie van julle vandag werk in hierdie diens. Hulle praat van diensbeurte wat hulle gehad het in die tempel, in die tabernakel. Die woord was avodah. En dan as 'n boer in die Bybel sy land geploeg het, of hy het sekere bouwerk gedoen, was die woord avodah. En dan is daar 'n mooi woord, wat ek so baie vir mooi skrif, ons ken eintlik almal dit in Joshua, wat sê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Daai is avodah. So ons sê eintlik, ons aanbid U in ons huis. En dan in Exodus, selfs in die wet staan daar, 6 dae moet jy werk. Daai werkwoord is avodah. So die Here het die afstand kom verbreek tussen ons daaglikse werk en die geestelike riem. En wat beteken dit vir ons? Dit beteken, hierdie Sondag in die kerk is net so heilig soos maandagoggend by die werk. So as ons 'n bietjie verder kyk, beteken dit as ons dit kan verstaan en ons kan ons harte draai na hom toe en sê, Here, alles wat ek doen, wil ek vir U doen. Die Engels sê eintlik, your work becomes worship. En in Afrikaans sê ons, alles wat ons doen is om U te aanbid en tot U eer. En as ons dit reg kry om dit te doen, word ons hele lewe 'n stuk aanbidding. Word alles wat ons doen aanbidding vir God. En dan kinders groot maak vir jou aanbidding. Dan is jou werk as 'n ingenieur aanbidding. En dan as jy jou hande lig in die heiligdom, soos ons vanoggend gedoen het, is aanbidding. Dis alles dieselfde. Kolossense 3 is so verskriklik 'n mooi skrif wat sê, wat julle ook al doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Dit vloei beslis, die mense dien vloei beslis uit dit uit, maar eintlik is dit wat dit begin. En dit gaan saam met 'n baie naby verhouding aan die Here. Dit gaan saam met 'n verhouding met die Here, maar ek nooi in die heel diepste van my hart in, elke dag. En ek bemin U eintlik daar. U is my geliefde, maar ek wil so graag U geliefde ook wees. Ek omhels U elke dag en ek vat U saam in my dag. Hierdie avodah konsep is selfs 'n bietjie wyeer as wat ons kan dink. Avodah beteken ook om die wêreld te verbeter, om die wêreld te herstel, om al jou talente en vaardighede, alles wat die Here vir jou gegee het, te gebruik om die wêreld 'n beter plek te maak. Dit is wat maatskaplike werkers byvoorbeeld doen, of omgewingswetenskaplikes, om te sorg en om op te pas, om te verbeter, om te werk daaraan, om te herstel. Jy word 'n medewerker. Selfs berading is presies dit. Jy word 'n medewerker. Saam met God werk jy om te herstel. Ook om goed te doen aan ander. Ek sê altyd vir my kinders, daai random acts of kindness is van die lekkerste lekker wat jy saam met die Here kan doen. Dis daai ding van jy staan in Pick n Pay en jy sien hierdie ou voor jou, kyk in sy mandjie en dan kan een van daai twee goed betaal. Hy kan nie al twee nie. En jy sê vir hom, weet jy, ek sal daai een vir jou betaal. Dis mos nie die ongelooflikste, want jy weet, dis eintlik wat die Here sou wou doen. Ek sê altyd, die Here wil vir mense blomme gee, maar ons moet dit koop. Dis daai ding, is om sy hart in daai oomblik te hoor, en dit dan namens hom te doen. Dan ook as ons kognitiewe werk doen. Enige iets, ons dink baie keer aan handewerk, of ons daaglikse ambag, of ons, maar dit waaraan jy dink, daai probleemoplossing, om te preek, om te redeneer oor dinge, om dit beter te maak in 'n werksopset as 'n bestuurskonsultant. Dis alles werk vir die Here. So wat dit beteken is, ons geestelike lewe infiltreer dan ons hele leefwêreld. So nou wil ek van avodah spring na die Nuwe Testament, na Paulus toe. En ontmoet saam met my 'n man met die naam van Paulus. So Paulus
was nie een van die 12 oorspronklike disippels nie. En Paulus se naam beteken gering of klein. Maar Paulus was 'n vreeslose apostel van God. En wat hy gedoen het, hy het eintlik die Joodse geloof versprei na die hele wêreld toe. Op daai stadium was dit eintlik 'n klein geloof. Die Jode het dit eintlik maar geglo. En hy het Jesus Christus versprei. En so het hy 'n veel bewoë lewe gehad, baie avontuur. Hy het vreeslik sendingreise onderneem. Hulle sê hy was na, ek dink 50 stede toe. Hy het 13 boeke van die Bybel geskryf of baie van dit geskryf. En daai stede wat hy besoek het, moes hy te voet doen of miskien te perd. Dit is nie soos nou wat ons busse het en treine en vliegtuie nie. So hy was baie vermoënd. En hy het gesê, hy het 'n baie mooi, dan sien ek daar 'n fotootjie op die skerm van 'n galeiskip. Hy het hierdie skrif gesê, hy het gesê, sy storie het gegaan, dat hy werk om te kan sorg, en hy het gesê, ek het met hierdie 2 hande, vir my en die mense saam met my, gesorg deur te werk. En daai woord werk in Grieks, en geen mens kan dit uitspreek nie, maar dis iets soos operetio, beteken om onder direkte autoriteit van iemand te staan. Dit beteken soos 'n roeier op 'n skip. En as jy nou na daai skipie kyk, daar is die Griekse Romeinse galeiskepe. En jy sal onthou, hulle het so geroei, absoluut in sinkronisasie, die een kant op, die ander kant af, die een kant op, die ander kant af. Maar hulle het nooit die horison gesien nie. Hulle was onder in daai skipie. Hulle moes die kaptein vertrou. En hierdie is eintlik Paulus se storie. Dis wat hierdie woord beteken. Dit beteken om saam te werk met die Here, om onder sy autoriteit in 'n span saam met hom te werk, ook saam met ander mense, maar om sy vernoot te wees en om hom volkome te vertrou in dit wat hy wil hê jy moet doen. So Paulus se model was dat jy eers werk vir God. Dit is daai Kolossense skrif, nie werk vir hom en nie vir mense nie. Maar dan het Paulus ook harde werk omarm. So hy het byvoorbeeld gesê in 1 Korintiërs, ek het harder gewerk as almal hier. En daai woord in Grieks is kopos. En dit beteken eintlik, ek het so hard gewerk dat ek moeg geword het. Dit beteken eintlik om te swoeg. Ek het hard gewerk. En ek het eintlik geswoeg om te doen wat ek moes doen. En dan was hy baie uitgesproke oor luiheid. Toe ek hierdie skrif sien, dink ek is baie bly, hy is nie my CEO nie. Want hy sê, as iemand nie wil werk nie, moet hy nie eet nie. Maar toe gaan lees ek 'n bietjie oor dit, en eintlik het Paulus op 'n ander plek gesê, ek wil vir niemand te las wees nie. So hy het eintlik gewerk, dat hy nie 'n las plaas nie, dat hy 'n inkomste genereer, sodat hy die evangelie versprei, maar vir niemand te las is nie. Dan het Paulus ook nie, dit is 'n vreeslik mooi skrif, hy het nie begeer nie. So hy het gewerk, dat hy niemand se geld, of se goed begeer nie. Want hy het gewerk daarvoor. Hy kon self vir hom goed koop of klere koop of wat hy ook al wil hê. Ek kon eintlik glo hierdie staan in die Bybel nie. Dis eintlik so mooi skrif. Hy het nie begeer nie. En dan die groot ding van hom is hy het sy bediening en sy werk geïntegreer. So Paulus het na die markplein toe gegaan. En as 'n mens 'n bietjie lees oor Paulus se geskiedenis, hy kom van Tarsus af in Sicilië. En hulle het met hulle hande gewerk, hulle was leerlooiers. So wat hulle gedoen het, hulle het bokhaar gebruik, sy bokhaar, dan het hulle tente gemaak, en dan of doeke gemaak, en dan het hulle tente gebou. So is so interessant om al die stories op te lees. Hulle sê hy kon letterlik sy goedjies vat en oral waar hy wou heen gaan, kon hy gaan werk. En dis wat hy gedoen het. Ek het gewonder of die woord tentmaker nie ook daarvan afkom nie. So hy was eintlik 'n tentmaker, en hy het oral waar hy kom die evangelie versprei na die wêreld toe. En hy was instrumenteel om dit van 'n Joodse geloof eintlik na 'n wêreldse geloof te vat. So sy werk was 'n platform. Hy het dit as 'n platform gebruik vir sy bediening. En dan die laaste ding wat ek oor Paulus wil sê, is Paulus het baie swaar kry gehad. En ek wil dit ook vandag sê, werk is nie net koek en tee nie. Baie van julle wat hier sit, het stories van hoe moeilik dit is om te werk. En van vervolging wat julle al in julle werksplekke gehad het. Baie keer oor het julle die Here ken,
En baie keer net as gevolg van 'n gebroke wêreld. Maar wat sê Paulus vir ons? Hy sê, vertrou die kaptein. As jy 'n werk gekry het, omdat die Here vir jou daai werk gegee het, dan beteken dit hy is in vennootskap met jou om te doen wat hy wil hê jy moet doen. En dit wat jy doen, is dan eer tot God. So hoe werk ons dan tot sy eer? As ons sê, ons wil hê ons werk moet aanbidding wees, hoe doen ons dit? So heel eerste is God ons rolmodel. En weet julle, hy het hard gewerk. Die Here het die hemel gemaak en aarde in 'n sonnestelsel, sterre en planete, reën en wolke. En dit is so mooi, in Psalm 148 staan dat hy onderhou dit. So dis ons rolmodel. Ons het iemand wat al hierdie gemaak het deur die werk van sy hande. En dan ook sy waardestelsel. Sy waardestelsel is eerlikheid en waarheid en integriteit. En as ons sê, maar ons vat hom saam, ons wil soos hy wees, hy is ons rolmodel. Wat sê dit van ons? Dan werk ons hard en ons werk eerlik. Sleep nie voete nie, praat nie agteraf van mense by die werk nie, kom nie laat nie. Dan vat ons dan en sê, Here, maar ons wil so leef dat dit U vereer, dat ons leef soos wat ons rolmodel leef by die werk. En een van die maniere om God te vereer deur jou werk is om regtig goed te wees in wat jy doen. As jy 'n vlieënier is van 'n passasiersvliegtuig, is die beste manier hoe jy ander kan dien en God kan eer om 'n baie goeie vlieënier te wees. Partykeer is ons werk nie altyd direk tot eer van God nie. Ek wil nou sê vir oggend, hierdie ongelooflike bediening van aanbidding is direk tot eer van God, nê. Julle vat ons net saam in sy troonkamer in. Maar baie keer is dit nie so direk nie. En ek wil 'n storie vertel van Steve. Steve het verskriklike goeie leersakke gemaak. Hy's 'n ontwerper en hy werk met leer, so hy het meubels gemaak. Hy het verskriklike mooi klere gemaak en toe maak hy die sakke. En toe praat hy met die Here en hy sê, Here, hoe kan ek U meer direk eer deur my werk? En hy dink, ek kan dalk aan die binnekant van die klere en van die sakke, kan ek dalk in daai soompie die naam Jesus instik, of ek kan, as ek dit verkoop, hier in 'n sakkie die evangelie van Johannes insit, of ek kan dalk 'n band ontwerp in die vorm van 'n kruis, en hy dink, wat kan hy doen net dat dit, en hy dink, maar ek kan ook net baie goeie leersakke maak. Ek kan goeie materiaal gebruik, ek kan nie onregmatige wins maak nie, en ek kan mense dien deur baie goeie produkte verkoop. So jy kan die ander natuurlik ook doen, saam met dit. Ook is dit niks verkeerd om die evangelie gou in te glip in 'n sakkie nie, maar dis die beginsel, om deur integriteit die Here te verteenwoordig en baie goeie werk te doen. So die laaste een dan, om tot sy eer te werk, is alles word dan aanbidding. Alles word eintlik, alles wat jy doen is eintlik dan tot sy eer. Dit is een hele stuk aanbidding. En wanneer 'n mens dit so doen, beteken dit jy ervaar sy goedkeuring. Jy ervaar dat hy glimlag. Ek sê altyd, een van die heel lekkerste goed vir my is dat ek weet hy glimlag nou. Hy glimlag oor wat ek hier doen. En weet julle wanneer dink ek glimlag hy ook? Dit staan in Petrus, is as ons swaar kry en ons kry dit reg om ter wille van dit wat ons reg en goed doen, deur daai swaar kry te gaan. So ons dra sy goedkeuring weg as ons werk soos hy wil hê ons moet werk, en dan glimlag hy oor ons. En eintlik is ons gemaak om wie God is vir die wêreld te wys. Joyce Meyer het altyd gesê, she just wants to represent him well. En baie dae, dan dink ek in alles wat ek doen, Here, can I just represent you well? Johann Sebastian Bach het hierdie verskriklike mooi musiek geskryf, wat oor die hele wêreld geluister word, in kerke, in sale, in restaurante, treinstasies. En in die tyd toe hy dit ontwerp het of gekomponeer het, moes hulle naam teken, dan het hy geteken Johann Sebastian Bach. En onderaan het hy op al sy musiek SDG geskryf. En dit beteken Soli Deo Gloria, aan hom al die eer.
So as ons aan die begin van elke dag vir die Here kan sê, STG, alles wat ek nou doen, die toebroodjies wat ek nou maak, die kinders wat ek nou skool toe ry, die sekretaresse of my persoonlike assistent met wie ek nou werk, en wie se KPI's ek nou moet doen, alles, kan dit alles U eer, my woorde, hoe ek dit doen, hoe ek oor dit dink, wie ek is, wie ek as U verteenwoordiger is, dan glimlag hy. Ek het 'n boek gelees van John Comer, en ek wil sommer net hierdie aanhaling sommer met julle deel. Hy het geskryf, when we live and work well in a way that's quiet and hardworking and productive, and we don't grumble or look at social media in work time, we don't slander, we win the respect of outsiders. They see God's presence and beauty in how we live, and we glorify God. Dan het ek gedink, ook sommer net, daar's 'n paar goed, wat as ons God wil eer in ons werk, wat ons moet van wegdraai. Dit is so viertjies, die eerste een is slawerny, want dan word dit soos Farao, dis daai Farao mentaliteit, dis nooit goed genoeg nie. Jy sal sien in Exodus, daar staan Farao het die lewe bitter gemaak, swaar werk vir die Israeliete laat doen, met klei en bakstene onder dwang. So dit is 'n moeilike plek om op te wees, en daaroor moet mens so mooi met die Here praat. Om te sê, Here, as hierdie reg, as dit slawerny is, as ek bang raak om werk toe te gaan, as dit my wese raak en vernietigend is, of ek daar moet bly. En dit is daai persoonlike gesprek wat mens met hom in jou binnekamer het, en hy antwoord mens ons pragtig oor dit, en hy gee ons vir jou vrede binne dit. Dan die tweede een is daai strewe na menseverering, om beroemd te wees, en dis 'n stryk, baie groot stryk. So jy werk eintlik net om daai eer te kry. So, ek het jare terug so 'n skrifgedeel van gelees van Hizkia. En Hizkia het mos ekstra tyd by die Here bygekry, so mooi, hy het siek geword, sê die Here, ek gaan jou gesond maak. Hizkia het nog sy gesig so na die muur toe gedraai, toe hy ly. Toe sê die Here, ek gaan jou gesond maak. Toe gee hy vir hom ekstra jare. En toe staan daar, en Hizkia het self ingenome geword. En toe het ek vir die Here gevra, dat hy my help, dat ek nie self ingenome word nie. Dat ek nie dink, ek kom uit die Kalahari uit, en ons het baie snaakse slagspreuke, en ons het altyd gesê, nie dink jy's kaas, dan is jy nie eers botter nie. Maar daai ding, dat jy dink jy's eintlik iets, maar jy is eintlik net regtig niks nie. En ek het hom gevra my daarmee te help. Ek het so 'n jaar terug, het ek ook 'n preek gekry waaroor ek nie eintlik sou gekies het om te preek nie oor Nebukadneser. So ek sê altyd wie preek oor Nebukadneser, maar ek moes toe oor hom preek. En hier lees ek en leer ek die mooiste storie van 'n man wat ongelooflike werker was. Hy was so slim en so skerp, en hy het al daai waterweë gebou en al daai wonderlike tuine. Hy was baie lief vir sy vrou, te bou hy vir haar tuine, daai Babylon. Dit is pragtig, maar hy het self ingenome geword. Hy was trots, hy het daar gestaan gesê, kyk wat het ek vermag. So dit is iets wat ons moet mee klaarmaak, en klaarspeel, klaar sê, Here, ek wil nie dit hê, as ek soos as ek tot U eer wil leef nie. Dan nog een is werkolisme. Dis net as dit te is, as alles vir jou eintlik oor jou werk gaan. As jy nie, jou familie het nie eintlik tyd nie, ander mense nie, bediening nie, dis net te veel, dan word werk eintlik 'n god, en dit versmoor mens. Ons al wat jy doen is net die werk. En dan die laaste een sluit so 'n bietjie daarbey aan, maar dit het 'n prestasiekomponent. Dit is as jy die beste wil wees in alles. En ek het net nou so vinnig gepraat oor die vleenier, en eintlik het Paulus so mooi geskryf, dit gaan nie daaroor om die beste vleenier te wees, dit gaan nie daaroor om die beste jy te wees. Paulus het gesê, deur genade is ek die beste ek. Die Here vir my die beste ek gemaak. Want as 'n mens daai verwronge aanbidding het in jouself, as jy die beste wil hê, jy kompeteer eintlik die hele tyd, dan raak jy angstig. Dan is werk nie meer tot eer van God nie. Ek het gedink, ek wil net so 'n stukkie gou inglip, terwyl ons oor werk praat, oor die Sabbat. En die stamwoord van Sabbat is om te rus. Dit beteken om te rus. So Sabbat is 'n dag vir rus, en dis 'n dag vir aanbidding.
En dis eintlik 'n geskenk van God wat hy vir ons gegee het. Hy hoef nie dit vir ons te gee nie. Hy het geweet, ons sal aanhou en meer word. En ek wil soms net graag 'n getuienis met julle oor dit ook deel. Ek het jare terug my eie besigheid begin en ek het, omdat ek so baie hou van werk en net aanhou werk, het ek net aangehou. Ek het 7 dae week gewerk. En een Sondag, toe sit ek en Dirk en ek het in 'n huis gebly waar my studeerkamer bo ons kamer was. En ek gaan op die trappies en ek begin werk. En daai aand, ek het 'n werk gedoen vir die ministerie van omgewingsake in die departement van omgewingsake. En daai aand was die program 50-50 op televisie. Ek weet nie of julle dit onthou nie. Dit gee my ouderdom weg, ek is omtrent 100. Maar in elk geval daai 50-50 en ek moet toe daai tyd nog, ek kan dit nie eintlik glo nou nie, Richard het ek glo nie, maar daai tyd het ons daai middag nog vir hom sy skrip en goed gedoen en dan gaan hy daai aand op televisie. En ek sit en werk aan dit en ek sit daar en ek hoor die Here sê, duidelik vir my, ek wil nie jy moet op Sondag werk nie. So nou wil ek hier sê, ek verstaan dokters, ek verstaan skofte, ek verstaan ouens by Pick n Pay met werk, ek verstaan 100% dit, maar vir my het hy dit gesê, want ek sal aanhou. Ek sal oor die grens gaan, en weet julle, ek het besef, hy verlang verskriklik baie na my, want Sondag is my dag van aanbidding, en miskien kan jy dit nie op 'n Sondag doen nie, maar dalk kan jy dit op 'n Woensdag doen. Dit gaan eintlik daaroor, dit gaan eintlik dat dit 'n dag van aanbidding is, want eintlik rus ons nie op daai dag net van werk nie, ons rus op daai dag eintlik van om moeg te wees, ons rus op daai dag eintlik van vermoeienis, van al die afgematheid deur die week, en ook kan ons dan met hom praat, sommer net op daai dag, en sê, Here, die week was eintlik vir my moeilik, en jy herstel jou kapasiteit weer, vir die week wat kom. En dan die laaste ding, vat maar daai dag af, die wêreld gaan goed aan. Het jy al agtergekom, as jy nie daar is, as eintlik, dit is nog daar. So miskien is dit ietsie vir vandag, om vir die Here te vra, wat moet ek met my Sondag doen? Hoe wil U, moet ek my Sondag inrig, dat dit tot eer van U is, dat ek rus, want dis U geskenk vir my, maar dat ek ook U aanbid, soos U wil hê ek moet. Dan het iemand net nou gepraat van Jabes, want het iewers nou iets gepraat van Jabes, en dit is toevallig nou my preek ook. Ek het so 'n bietjie opgelees ook oor Jabes, en Jabes het 'n baie mooi gebed gebid. Hy het gebid, of die Here asseblief sy grondgebed sal vergroot. En eintlik was dit 'n groter invloed. So as jy na daai sirkeltjies kyk, is die eerste sirkeltjie eintlik jou pasmaat. Die Here het vir ons so mooi in Genesis, het hy ons gesê, is nie goed dat die mens alleen is nie, te maak hy vir hom 'n pasmaat. Daai woord is Ezer Kenekto, in Hebreëus is vreeslik mooi, dit beteken, dis daai een wat langs jou loop, wat vir jou gemaak is, wat jou hart beskerm. So dit alles is ook, daai beskerming, daai saamstap, dit is eer tot God. En dan jou kinders, hoe maak jy hulle groot? Wat sê jy, hoe leef jy? Die werk van jou hande, rondom jou kinders. En dan jou werk, en dis waar ons nou vandag in breër gepraat het, en dan die wêreld. Iewers is jy deel van 'n gym, of 'n stapgroep, of iewers het jy met die wêreld te doen, wat jy God se ambassadeur is. Net ietsie oor die werk ook, dalk was jy jou eie skottelgoed, en dan is dit om vrede te vra, eer tot God, maar dalk het jy huishulp, wat soms jou skottelgoed was, is om net so langs aan in te kom, en eendag saam met haar te was, en te sê, hoe lyk jou huis in Borchets na die reën? En dit is alles deel van daai grondgebed wat die Here vir ons gee. Hoe versorg jy? Hoe pas jy op? En hoe is dit tot God se eer? So ter afsluiting, wil ek dalk hierdie uitdaging vir jou gee. Verbeel jou, God is jou werkgewer. Sit jy nie sommer net 'n bietjie reg op nie. Ek het so dadelik net so 'n bietjie reg op gesit. Net. En dan, hoe praat jy? Hoe dink jy? Paul Johnson het altyd gesê, verbeel jou Heilige Gees is 'n duif, wat net hier sit. En so loop jy nou met hierdie duif. Jy is heeltyd bewus. Hoe is jy? Is jy anders? Praat jy anders? Wat trek jy aan? As jy in 'n sameryklub is, hoe ry jy? So oor die praat wil ek ietsie sommer sê, ek is vloeksensitief,
So ek vloek glad nie. Dis net wie ek is. So toe begin werk ek op 'n projek en hulle vloek verskriklik. Ek kon dit nie glo nie. En ek sit daar en ek kan byna dood in elke vergadering en ek sê vir my man, in die aand kan ek net stort. Ek wil net al hierdie vloek van my afstort, so erg is dit vir my. En toe besluit ek gaan daaroor bid. En in elke vergadering dink die vrou is mal, maar die hele tyd bid ek in my taal en dan bid ek sommer eie woorde ook so. En dan sny ek sommer al daai woorde af en ek sê sommer Here, kan U hierdie hele atmosfeer infiltreer. Julle en hulle vloek glad nie meer in vergaderings nie. Nie in die vergaderings waarna ek nou mee is nie. So dit is wat die Here wil hê ons moet doen. Ons moet infiltreer en ingaan in daai wêreld, want hy saam met ons, hy reis so saam met ons, en hy maak ons sterk, en hy, onthou ons bid nou in dit, maar hy laat dit gebeur, hy sny daardie gees wat daar aan die gang is af. Dieselfde geld met enige iets, met agteraf praat, met skinder ook. As jy ophou met te doen en net sê, maar ek praat nie agteraf van ander mense nie, dit is 'n wonderlike getuienis eintlik, maar die Here doen daardie werk. So, niet oor die aantrek. Kolossense 3 sê, beklee jou met innerlike ontferming, met vriendelikheid, met goedheid, met nederigheid, met sagmoedigheid, met geduld. Hier is eintlik my man se skrif. Hy het hierdie skrif vir my gegee. En as jy elke dag dit kan aantrek, daai innerlike ontferming is omgee, nê? So ek wil 'n storie vertel. Ek het 10 jaar terug, 11 jaar terug, ek werk op Go George en ek het 'n ouetjie aangestel. En ons het 'n community liaison officer, gemeenskapsskakelbeampte gesoek daai tyd. En hierdie ouetjie het aansoek gedoen eintlik vir 'n meer junior pos. Toe ek kom, toe hou ek net van hierdie kind. En ons is twee in 'n onderhoud en hy was eintlik 'n busbestuurder. En hy het gedros. Hy was jong, 20, en hy het gedros, hy het 'n meisie ontmoet in Graaf-Reinet en hy wou, dit was sy liefde van sy lewe, en hy maak 'n fout. Dit is eenvoudig wat dit is. En hy dros, hy verloor sy werk, en hy gaan agteraan, en die ding werk nie uit, en hy kom terug. Nou doen my ons aansoek, en as iemand saam met my in die onderhoud, en sy sê vir hom glad nie, stel ons drosters aan, nie, dis nou net nie wat ons hier doen nie. En ek ervaar net, hierdie is iets meer, en ek sê vir hom, ek ken 'n God van tweede kanse, want hy glo, en ek gaan vir jou 'n kans gee. So, ek gaan vir jou aanstel, maar ek wil hê, jy moet hierdie pad stap. En ek wil hê, jy moet saam met die Here wys wie jy eintlik regtig is. So, ek wil nooit hê, jy moet dros nie. Dis die een ding wat ons nie doen nie. Julle in hierdie ouke begin werk heel onder, en hy het hom opgewerk, en dit uit die ongelooflikste werker geword. Hy is verlede naweek doodgesteek in Tembaletto, waar hy gewerk het. Dit is nie sy skuld nie, maar na die tyd het almal gesê, hy is 'n Kolossense 3 vers 12 kind. So almal het gesê hoe gentle hy was, so sag en hoe goed, en die ontferming, nooit lelike woord gesê nie, altyd opgedaag vir werk. En dit wat hy nalaat, nie, dis sy nalatenskap. En ek dink dis waarna 'n mens kan streef. Daar's vir julle almal het huldeblyke geskryf en dit gelyk of almal dieselfde een iewers gekopie het. Dit is wie hy was. En dis eintlik wat die Here vir ons sê. Hy wil hê dis hoe ons moet wees. Ons moet eintlik soos hy wees. Dis eintlik waarna ons strewe. En dis ons nalatenskap. So Tim Keller, en dis my laaste aanhaling, het gesê, work is service to man and worship unto God. So ek wil vanoggend vir jou vra, en ek gaan nou net so tydjie gee, net 'n minuut vir stil gebed. Waar het jy God in jou werk nodig? Waar het jy vandag nodig om dit wat jy doen, en waar jy is, of jy skorrelgoed was, gras sny, verf. Waar het jy nodig om hom te ervaar? Diens vir die kerk, diens vir ander. Dalk werk jy vir 'n NGO, dalk werk jy vir die stadsraad. Waar het jy nodig om hom te ervaar, om te weet, hy is jou vernoot, jy is sy medewerker. En om te vra dat dit wat jy doen vir hom aanbidding is. Ek gaan net so 'n minuutjie daarvoor gee.
Jesus, ons bring vanoggend die werk van ons hande na U toe. En ons leg dit so op voor U en ons vra U salwing op ons. En ons vra dat U ons leer om dit te doen, omdat ons U daardeur wil eer. Dat dit vir U aanbidding is. Ons vra dat U ons herinner, dat U ons help om dit so te doen. En ek bid vandag vir elke persoon wat hier sit, se werksomstandighede. Alles wat jy in jou huis doen, vir jou familie, waar jy in die skool is, waar jy op universiteit is, of iewers leer vir iets, waar jy in 'n werk staan, in verskillende omstandighede dalk aan die ontvangkant is van baie moeilike goed, maar dalk ook in 'n leiersposisie, en dan ook in die kerk, of jy sendeling is, of jy tentmaker is, en of jy voltyds in die bediening is en werk vir die kerk, op watter manier ook al. Here Jesus, ek vra U seën en U salwing en U hulp. In die naam van Jesus. En dan wil ek net graag sommer oor julle seën spreek. Daar's so mooi Hebreëse seën eintlik, 'n Joodse seën wat sê, may you be always covered in the dust of your rabbi. So mag Jesus so voor jou uitloop elke dag in jou lewe. En daai stof wat van hom afkom en opkom, mag dit op jou rus. Mag jy so naby wees, dat alles wie hy is en hoe hy is, wat hy vir jou sê, alles so aan jou kleef, jou hele lewe deur. Amen. As daar enige iemand is wat dalk gebed wil hê, of gebed nodig het, of graag wil ons met saam met jou bid, gebed wil hê, wat graag wil ons met saam met jou bid, kom gerus voor.